weet, terwyl ons so sing, dink ek aan 'n paartjie wat swanger geword het en ons bid vir hulle, ons bid toe nou vir hulle, want ons is toe nou die eerste mense wat hoor hulle is swanger, en ons bid vir hulle en ons kry 'n oproep so 6 maande in, so in die tweede trimester, kry ons 'n oproep dat iets is fout, sy begin bloei en sy is in die hospitaal en ons moet asseblief bid en ons bid, soos ek gebid het, die eerste dag bid ek toe daai dag ook, en dit was dat die babietjie volkome gesond sal wees, 10 vingers, 10 voete, 2 oogies, alles, nee, maar weet ek, 10 tone, nie 10 voete, 10 tone, 10 vingers, 10 tone, 2 oë, jy weet, die complete package, heeltemal daar, alles reg, en so ek het nie my gebed nou verander, want partykeer doen ons dit, nee, sodra dinge lyk of het, dan verander ons gebed, om by ons ongeloof te pas. En ek wil jou bemoedig om dit nooit te doen nie. Hou jou, bly in geloof in dit wat jy die Here vra. Moenie jou gebed aanpas om by jou ongeloof in te pas. Dit is 'n easy way out. Trust God. God said it, I believe it, and that settles it. As hy sê waar 2 van julle saamstem, want gaan nie enigiets wat julle mag vra, sal my Vader in die hemel dit vir julle doen, dan wil ek hom glo. So hierdie vrou is draagsaam en sy's in haar tweede trimester, so sy was hier op pad 6 maande toe en dit kom toe nou terug van die dokters af, dis glad nie goed nie, haar placenta het geskeur, so die babietjie gaan afkom aan die placenta wand is wat die babietjie nou vashou en so. En weet julle wat, ons bid en ons sê, Here, ons het gebid en ons het u seun oor daai kind gevra. En ons het daai kind reeds in haar ma se skoot aan u toegewy. So ons bid, Here, dat u bonatuurlik sal onderneem om vir daai kind te sorg. Weet julle wat, die placenta wand het geskeur. Ek weet nie of hy aan 'n if he was hanging on a thread, of hy aan 'n draadjie gehou het nie, maar daai kind, die bloeding het opgehou, en daai kind het vir die volgende 3 maande gebly, en hy het gekom toe hy moes kom, volkome perfekte babietjie, mooiste ou seentjie, en mense self vir jou sê, dis onmoontlik, daai kind moes afgekom het, as daai placenta wand skeur, dan is dit, dan is dit sulke tyd, en hy was nog baie klein, so dit sou te premature gewees het. Maar die Here doen 'n wonderwerk, dat daai, nog nie net hou die wand opskeer, maar die bietjie waar hy nog geheg is, hou. Berries kan nie dit glo, hy hou, en hy hou daai babietjie tot op 9 maande, en hy gaan, en daai babietjie kom nie af, totdat dit sy tyd is. Ek wil vir julle sê, die Here is in staat om te doen, dit wat ek en jy sal sê, weet jy wat, it's impossible, eindelijk, let's face it, when we get to the realm of impossible, then we reach the dimension of impossible. Vir die mens is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En ons moet eintlik eers aan die einde van onsself kom, wanneer ons dit besef. Dis eers aan die einde van myself, wat ek besef, wow, ek het die hele tyd hierdie amazing God gehad op wie ek kon steun. Ek sê altyd vir mense, you don't know the power of prayer, until a prayer is all you have left. As die bankrekening leeg is, en die vriende is weg, en alles is gone, en is laat middernag. En alles is donker om jou. En al wat jy oor het is gebed. As jy die agterkom, hoe kragtig is gebed. Ongelukkig verkies ek, of gelukkig verkies ek om nie te wag tot dan nie. Ek dink 'n ou bereik so 'n emergency toestand in jou lewe, maar wanneer jy gesien het, okay, hierdie Here wat ek dien is wonderbaar, dan wil ek ou nie van krisis tot krisis lewe. Ek wil die Here nie net aanroep elke keer wanneer ek 'n krisis het. Ek wil hom aanbid en hom lief hê en hom vertrou voor my krisis, nee, sodat ek nie net van krisis tot krisis en wonderwerk tot wonderwerk lewe nie. Ons het met die oujaarsdiens hierso, daar sal uitkom, jy kan net daar uitgaan, dan is daar badkamers aan jou linkerkant.
as jy eerste besoeker is, net daar by die deur uit, links, om is die mans en dames badkamers. As 'n moederskamer agter jou, maar dis meer vir mammies en kinders. Ons verkies dat 'n mans nou nie dit gebruik nie. So, net nou oujaarsaand het ons 'n diens gehad, en dit was 'n profetiese diens, en ek het vir iemand gesê, en ek het gebid voor die diens, en die Here het regtig vir my woord gegee vir iemand, ek het vir hulle gesê, die Here wil hulle skuldvry maak, né? En ek wil vir julle sê dat, ons is nou 3 maande in die jaar, en hierdie persoon het klaar hierdie week getuig en vir my gesê, hulle is amper vry van hulle skuld. Die Here het dit klaar kom doen. So, kan ek vir julle sê dat die Here kan dit nog doen? Ja. Kan ek jou bemoedig daarmee? Kan ek jou net encourage dat jy moenie in die wêreldse ekonomie vaskyk nie. Jy moenie in die land se statistieke vaskyk nie. Jy moenie in jou paycheck vaskyk nie. Jy moenie in jou pensioenfonds vaskyk nie. Jy moet bietjie hoor kyk as dit. Jy moet kyk na El Shaddai, né? The God of more than enough. The all-sufficient God. Jy moet kyk na Jehovah Jireh, the God who provides. Jy moet kyk na die een wat in staat is om vir jou te voorsien buite jou gewone maniere van inkomste kry. En hoe hy dit doen, maak nie saak nie. Die punt is, hy gaan dit doen. Wanneer God dit sê, doen hy dit. En dis wat vir my so amazing is, dat hierdie persoon, en ek glo dat, jy weet, daar mense gaan wees wat later nog self sal getuig. En sal sê, pastoor, nou is ek reg om self te getuig van wat die Here kom doen het. En dan hoef ek nie met hulle kalwers te boer nie. Maar in 'n kwessie van 3 maande het hierdie persoon sy skuld klaar radikaal afgeneem. En ek weet, onder die Here het gesê, gaan dit 'n complete work wees, nee. Nie 'n halwe job nie, 'n complete job. En weet julle hoe lekker is dit om skuldvry te wees? Weet jy hoe lekker is dit as hy foon nie die hele tyd lei en hy sê, hallo meneer, so en so en so, dis van so en so plek, daai ons maak daar maar so hande pap, nee. En hulle hou nie op nie, hulle bel oggend en aand, dag en nag, en there's no escaping nie, nee. En as jy nie watch nie, net dan stop die sheriff al buite jou hek. Ja? Nie waar die 2 keer al in my lewe met my gebeur, as 'n seun op skool, en later as 'n volwassene, pad gestap, ken dit, moenie worry nie. Die Bible sê, when the righteous fall, even 7 times, they will get up again. Die Here gaan jou help, jy is nog nie klaar. Amen. Prys die Here, ek sien daar is 'n paar mense wat my actually glo. En dan was daar 2 jong dames, en 'n man, wat kom getuig het in die laaste 2 weke, met my kom praat het. Nou nommer 1 wil ek vir hulle sê, baie dankie dat julle die karakter gehad het. Miskien kyk jy aanlyn van julle is in die diens, ek gaan nie vir julle kyk nie, want ek wil julle nie expose nie, maar, want ek weet is persoonlike goed, maar, well done, dat jy die vrymoedigheid gehad het om uit te kom en te sê, ek het 'n probleem, ek het 'n verslawingsprobleem. 2 mense genees van verslawings, dwelmverslawings, en 1 persoon genees van drankverslawing. Prys die Here. Prys die Here. Weet jy wat? As jy nou nog ooit regtig verslaaf is aan iets, dan weet jy, daar is nie 'n manier wat jy op jou eie los het. Jy probeer, jy sê, ag nee, ek kan dit enige tyd los, dan los jy dit vir so 3 dae, 4 dae, en dan begin jy net weer, nee. Jy kan nie dit op jou eie doen nie, maar wie die seun vry maak is, waarlik vry. Prys die Here. Ek wil vir julle gou ietsie wys hierso. Liefie, ek kan vir ons wys. Ons is nou aan die einde van ons finansiële jaareinde, en Shalom is 'n PBO. So dit beteken 'n Public Beneficiary Organisation. Met ander woorde, ons kan met julle ons boeke deel en ons behoort met julle ons boeke te deel. As 'n pastoor ooit vir jou sê, jy mag nie weet wat in sy kerk se boeke aangaan nie, moet jy worry. Want dit is veronderstel om baie oop te wees. Dit is veronderstel om presies te weet wat hulle met jou geld doen, en dis kom jy belê in die kerk. So ons wil vir die Here eer gee, dat van 2023, 2024, tot 2024, 2025, wat nou die laaste finansiële jaar is,
Ons het 23% inkomste groei gesien. Dankie Here. Ja, dis 'n kwart, hè. Nou, dit klink nie baie nie, maar dis amazing, want onthou alles gaan op. En gewoonlik wanneer alles opgaan en jou pay bly dieselfde, dan raak jou bankrekening kleiner. Maar die Here help ons het nou nie miljoene in die bank nie, maar die Here help ons en onderhou die gemeente, en hy doen dit deur julle. En as ons besig is om die seën van die Here te beleef in die finansies, dan wil ek vanoggend dit oor jou bid, dat die seën van die Here ook oor jou finansies sal wees. En soos jy saai en ook vir ons help, dat die Here jou sal help, omdat hy sien dat jou hart is by sy koning. Dankie vir elkeen van julle wat gee. So liefie, jy kan aangaan. Kyk daar. Ek wil net vir julle wys hoe amazing is die Here. Die blou kolom is vandat ons Shalom geword het. Die oranje kolom is toe ons die vorige jaar voordat ons Shalom geword het. Sien julle dat elke liewe maand het ons die vorige maand gewen. Elke liewe maand. Daar's nie een maand wat ons nie die vorige maand gewen het nie. Ek vra julle en ek kan daag enige een van julle uit, of julle my al ooit gesien 'n bedelbriefie op Facebook sit het. Het julle my al ooit gehoor bedel van hierdie kansel af? Het ek al ooit by jou huis kom aanklop en vir jou kom vra vir geld? Ek wil vir julle sê, die Here is in staat om te doen wat ek en jy nie kan doen. Ek wil vir jou sê, vertrou die Here ook in die area van jou finansies. Hy doen wonderwerke. Daar was maande gewees wat dis hoekom my vrou, einde van die maand, al wat ek wil sien is sulke goed. Ek wil nie sien wie gee wat nie. Want dit gaan my uitstres, ek gaan my doodstres, en ek is bang ek hanteer almal dan nie dieselfde nie, so ek wil niks aan my uitwaai nie. Ek wil dit sien. En toe ek dit sien, sê, wow, dis amazing, kyk al, elke maand is ons beter as die vorige jaar. Dis wonderlik, prys die Here daarvoor. Dit beteken ons is besig om te groei. Ons bywoningssyfers het ook gegroei. Prys die Here, dis wonderlik. Ons het laas jaar, Desember, het ons vir die eerste keer weer bietjie 75 mense en meer gebreek. En ek weet dit is nou bietjie op en af, maar die punt is dat ons het 'n threshold gebreek wat vir jare nie gebreek was. En hierdie kerk is nie baie groot nie, julle, as hier meer as 100 mense sit, hierdie kerk onbevol. En weet julle, ek weet hoekom is hy nie vol. Ons kort 'n aanbiddingsleier, ons kort so 1 of 2 mense om hom te help, of haar te help. Wanneer ons weer 'n span, aanbiddingsspan het, net hulle vriende en familie wat gaan kom, maar klaar die kerk. Ek weet dit is awkward om van YouTube video's af te sing, maar in die laaste 2 jaar het die Here ons gehelp afgesien daarvan. Afgesien dat ons van YouTube videoetjies af sing. Help die Here ons nog steeds, beweeg die Here nog steeds, beantwoord die Here nog steeds gebede. En dit sê vir my dat die Here besig is om iets amazings te doen. Volgende enetjie lief, kyk dan. Daar sien julle dit nou baie mooi. 2023-24 het ons R625.695 gekry oor 12 maande. En in 2024-25 770.770. So dis amper 150.000 meer. En dis omdat julle wat hier sit en julle wat kyk, sien wat besig is om te gebeur. Julle sien die bordjies, julle sien ons aktiwiteite in die gemeenskap, julle hoor wat ek preek, julle sien wat ons doen, en julle sê, ons hou van wat hulle besig is om te doen. Ons wil belê in die visie. So dankie aan elkeen van julle wat dit moontlik gemaak het. Prys die Here. Daar is ons gemiddelde maandelikse inkomste, R12.000 opgegaan. R12.000. So ek kan 'n verhoging kry, nee, moenie worry nie, ek soek nie 'n verhoging nie, ek is nog okay, prys Here. So wat ons laas jaar alles gedoen het, net om af te sluit, ons het die naam verander van die gemeente, so dit was al die relaunching, al die nuwe signage, daai tipe goed,
Ons het 'n lekker mannetop gehad saam met Chappies. Ons het Godly Revolution vir die tieners gehad, wat ons 'n hele klomp tieners uitgevat het Pretoria toe. Die bus alleen was R7,000. Ons het daai kant deur ingesit, juis vir die mense wat sê, waar is die badkamers? Sodat hulle nie hoef te verdwaal hier agter en hier oor die verhoog verby die prediker te loop nie. En dan het ons daai skadu net opgesit, ek wil nog een opsit, so grys. Ek dink dit gaan moeilik so grys en persie in 'n saam. En dan het ons gereeld uitreike in die gemeenskap. Ons gaan binnekort weer een hê. Ons het hierdie jaar klaar 2 gehad. Ons het ons uitreik gehad, ons Nuwejaarsdag uitreik na gemeenskap toe buite die dorp. En ons het Februarie het ons die community outreach vir die jeug gehad hierso by die kerk self met 'n sprinkel met 'n water slide en boeries en so voort. En ons glo dat 'n gemeente wat uitreik buitentoe, dis wat kerk moet doen. Ons moet as 'n gemeente die mense bereik. So as jy ons ou Shalom tentjie sien en jy sien ons bordjies wat sê do you need prayer, come over, dis ons, dis wat ons doen. Ons is radical. Ons gaan preek die evangelie op die straat en ons gaan bid vir mense. Amen. So prys Here, kan ons net die Here lofoffer gee. Dis wow, dis amper 25% groei en ons eer die Here daarvoor. Dit was nie ons smaakheid nie, soos ek vir julle sê. Ek dink julle het gesien dat ek is nie 'n groot bemarker nie. Ek is nie 'n groot ek is glad nie goed met geld vra nie. Ek hou nie daarvan nie. Dis hoekom ek dink nie enige een van julle het nou gehoor oor tiendes preek nie. Het julle al my gehoor oor tiendes preek? Het julle al my gehoor vir jou sê, bring jou volle tiende na die skatkamers toe? Julle nou ooit gehoor sê, as jy nie tiendes gee nie, gaan die Here jou nie seën nie. Weet julle hoekom? Want ek glo dat wanneer jy werklik vir die Here uitkom en wanneer jou skat by die Here, wanneer jou hart by die Here is, dan sal jou skat by die Here wees. En wanneer jy sien wat ons doen, dan sal jy self deur die Here gemoe word om te sê, weet jy wat? Ek sal graag wil bydra by wat hulle doen. En wat ek vir jou wel kan sê, as jy nou jonger is, as jy in jou 30's is of in jou 40's is, en jy sukkel nog met die konsep van om die Here maandeliks met 'n bedrag geld te vertrou, dan vra ek jou om na die getroues, die ouer mense toe te gaan. Gaan na mense soos Ferdi toe, gaan na mense soos Lozel toe, gaan na oom Heniele toe, dalk, gaan na my ma toe, gaan vra 'n bietjie vir hulle. Hoekom doen hulle dit? Vra vir hulle hoekom doen hulle? En hulle gaan vir jou iets sê wat jou mind gaan bly. Hulle gaan vir jou sê, daai geld wat hulle eenkant sit elke maand, heel eerste vir die Here, is soos 'n sekuriteitsman. Die Here beskerm jou finansies, die Here sorg vir jou bonatuurlik. Wanneer jy die eerste van die inkomste vir hom gee, die Here kyk bonatuurlik na jou, want weet jy wat dit vat geloof? Maar ek gaan nie daar preek nie, vra jy die ou mense wat al dit vir jare doen, vir dekades doen, vra dit. En hoor wat sê hulle self vir jou. My werk is om nie om jou te squeeze vir geld nie. My werk is om vir jou die evangelie te preek en om jou te kry om geestelik te groei. As jy geestelik groei, gaan jy die Here meer vertrou. In die area van finansies, in die area van jou huwelik, in die area van jou geestelike verhouding met God en met mense, in die area van jou gawes en elke area. So my werk is om jou te kry om te groei. So ek wil hê jy moet gou saam met jou Bybel oopmaak in Johannes hoofstuk 20. Ek wil hierdie saam met jou lees en ek wil nie lank vat nie, want ek wil net vir julle bid vanoggend. Ek wil regtig die Here vertrou om in mense se lewens in te gryp. Johannes hoofstuk 20, ons gaan by vers 1 begin. Laat ek nou Lindy se stokkie laat val. Want ek eerder nie nou buk nie, as was ek my boude vir die kamera.
Hoorie, ek wil net vir jou sê, as jy kinders het en jou kinders is hier in die kerk, nee? Ons het 'n kinderkerk, die kinderkerk is obviously nou toe van 'n skoolvakansie, maar kan ek vir julle sê, ek love it as al kids in die kerk is. Ek love it. Jy hoef nie skaam te voel nie, as jou kind bietjie noisy is, of jou kind kruip onder die bankies deur en traai die mense se geld vat of so, moenie skaam voel nie. Nee? Miskien maak hulle die oom se veters aan mekaar vas. Hulle moenie dit doen nie, nee, nie dit doen. Net 'n breekie oom se heup of iets. Maar ek wil vir julle sê, ek love it, want dit beteken dat daar is hoop vir die toekoms. Daar's kinders wat onder die klank van die Here, van die woord sit. Daar's kinders wat sien wat mammy en papi doen en kinders wat gaan doen wat mammy en papi doen. Want monkey sien, monkey doen. As kinders sien mammy en papi kniel in die aand by die bed en bid saam, dan wanneer hulle eendag groot is en hulle 'n krisis gaan hulle gaan kniel by die bed en hulle gaan bid. Hulle gaan aan die einde gaan hulle sê, wel, dit het vir my male gewerk, dis my enigste opsie wat oor is. So wel dan dat julle die volgende geslag kerk toe bring. Dis wonderlik. En mag hulle so bekend wees met die teenwoordigheid van die Here, mag hulle so bekend wees met die krag van God dat hulle unmovable gaan wees. Ja, amen. Prys die Here. So moenie skaam wees nie as jy, ek weet partykeer is kinders stout, dis alright. Ons weer is kinders, dis alright. En die mense wat grumpy is en sê, "Oh, hy kind het nou lawaai." Weet jy wat, dis 'n kind. Get over it. Relax. Relax, haal asem. Alles gaan oukei wees. Nee? Yes, nee. Johannes 20. Ek wil vir julle lees hier van vers 1 af. Is ek nou by die regte hoofstuk? Nee. Johannes 21. Jammer, Johannes 21. Johannes 21 sê, na hierdie dinge, wat se dinge? Toe Jesus uit die doodheid opstaan. Na Jesus uit die doodheid opstaan. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En dit het so gebeur, hy het so aan hulle verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, dis Johannes en Jakobus, nee, en 2 ander disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Dit is my so uniek, want hierdie ouens was vissermanne, dis wat hulle gedoen het vir 'n beroep, né? So as 'n beroep het hulle vis gevang. Nou het die Here hulle geroep, hy sê vir hulle, kom, ek gaan julle vissers van mense maak. En vir 3 jaar gaan vang hulle vis, ander tipe vis. Hulle is nie meer vissers nie, hulle is vissers van mense. En nou het Jesus gesterf en hulle hele babbel, hulle hele wêreld is eintlik gebreek nou, want al hulle verwagtinge is nou daarmee heen. Jesus gaan terug na die Vader toe gaan en hy's wreedaardig voor hulle oë vermoor en dinge het nie uitgespeel soos hulle verwag het. En hulle is kind of nou op 'n plek wat hulle nie weet wat om met hulle lewens aan te vang. So Petrus sê, wel, dan gaan ek terug na wat ek ken toe. En is dit nie die meeste van ons se ding nie? Wanneer jy deur trauma gaan, wanneer jy deur teleurstelling gaan, wanneer jy deur goed gaan en dinge het nie gegaan soos jy wou gehad het moes gaan nie, wat doen ons gewoonlik? Ons sê, wel, laat ek maar teruggaan na my ou huis toe. Kom ek gaan terug na my ou manier van dinge te doen. As dit drink was, kom ek gaan terug kroeg toe. As dit rondslaap was, kom ek gaan terug bordele toe. As dit 'n pessimis of 'n negatiewe persoon wees, kom ek gaan terug daarna toe. Jy weet? Maar weet jy wat, dit nie vir hulle gewerk nie. Daar's geen vrug daarin. Hulle hierdie bekwame vissermanne kry nie vis gevang. En nou, weet jy wat, dis weird. Want iemand wat kan vis vang vir jou vis amper enige plek. As hy ook kan vis vang, kan hy vis vang. Hierdie ouens weet hoe om vis te vang. Hulle gaan uit, hulle kry niks. En toe dit al dag geword het, sien hulle dit in die nag het hulle van vis vang. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jy sien,
wanneer dit nag is in my en jou lewe, wanneer dit donker is in my en jou lewe, wanneer dit nag simboliseer altyd donker tye wanneer ek en jy onseker is oor die toekoms, is ook gewoonlik die tye wat ons op ons alleenste voel, né? Ek dink daai klomp disipeltjies op daai boot, in die middel van daai dam, in die laat middernag, het so alleen gevoel. Ek dink hulle het so forsaken gevoel, ek dink hulle het so defeated gevoel. En nou kry hulle nog niks van vis opgevang nie. Maar die Bybel sê, toe dit weer dag word. Kyk net vir die persoon langs jou en sê vir hom, die Here is nog nie klaar met jou nie. Die son gaan vir jou nog opkom. Die son gaan nog oor jou kop skyn. Die Here is nog nie klaar nie. The sun is coming up. Jy sien, die Bybel sê, they may be weeping at night, but joy comes in the morning. Jy sien, die Bybel sê, om jou gaan dit donker wees, pikdonker, maar die heerlikheid van die Here gaan oor jou gesien word. Hy sê, word wakker en staan op, want die wêreld is donker en om jou is dit pikdonker, maar die heerlikheid van die Here gaan oor jou skyn. Weet jy wat? Die son van geregtigheid, Jesus Christus, het gekom en hy het saam met hom gebring die lig. En die lig verdryf die donker. En die lig van God, God se lig, God se soeklig, het op jou geskyn en hy het jou lewe kom verlig. En weet jy wat? He will never leave you or forsake you. Hy is nie klaar met jou nie. Maak nie saak waar jy nou is nie. Jy is dalk nou depressed, jy voel dalk lus om op te gee op jou huwelik. Ja, ek voel daar's iemand wat sê, weet jy wat, ek is naby aan opgee op my huwelik. Hoor wat ek vandag vir jou sê. The sun is going to shine over your marriage again. Don't give up. Don't give up. Onthou wat julle mekaar beloof het. Don't give up. God is not finished with you yet. God is not finished with you yet. Hy gaan vir julle 'n nuwe spaak gee. Hy gaan vir julle 'n nuwe waardering vir mekaar gee. Julle gaan mekaar weer met tweetie oë kyk. Julle gaan mekaar weer lief hê met tweetie oë. Julle gaan weer 'n nuwe waardering vir mekaar hê. Don't give up. God is not finished with you yet. En weet julle wat gebeur toe hy hom op die strand sien, hulle herken hom nie. Het jy geweet dat baie keer wanneer die Here iets in jou lewe wil doen, dan het hy reeds mense in jou lewe kom posisioneer, maar jy sien hulle net nie raak nie. Het jy geweet dat God is baie keer reeds besig om jou heil te bewerkstellig. Die Here is reeds besig om vir jou deure oop te maak en vir jou dinge uit te werk. Jy sien dit nog net nie raak nie. Jy herken hom nog nie. Dis asof hy nog, jy sien hom nog nie. Wat die penny gaan drop, die oomblik gaan kom wat jy het gaan besef. Vers 5 sê, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, nee. Hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur menigte visse was, wat sê dit, hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om die net te trek nie. Daarop sê die disipel, is Johannes wat van homself praat, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dis die Here. En Simon Petrus hoor dat dit die Here is en gord hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n kool vuur op die grond en 'n vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. En Simon Petrus het in die skei geklim en het die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En hoewel daar so baie was die net nie geskeur nie. Jy sien, jy het net 'n woord van die Here af nodig. In dieselfde plek, op dieselfde omstandighede, het jy net 'n woord van die Here af nodig. Partykeer dink ons, weet jy wat, ek moet immigreer vir my om beter te gaan. Ek moet uit my huwelik uit vir my om dit beter te gaan. Ek moet my werk los vir dit om beter te gaan. Ek moet een of ander radikale stap neem om vir dit om beter te gaan. And actually all you need is a word from God.
One word from God will change your life forever. One word from God has the ability to change your life forever. Glo jy dit nog vandag? Glo jy nog vandag dat God in staat is om in te gryp in die omstandighede? Weet jy wat, partykeer wil ons hierdie radikale stap neem. Die Here sê, weet jy wat, letterlik gooi net aan die ander kant jou net. En partykeer al wat dit vir my ook leer is dat hou op fokus op die wêreld en skuif jou fokus. En ek kan julle waarborg, wanneer jy partykeer net jou fokus van jou probleme en jou aardse dinge afhaal, and you set your affection on Jesus, and you fix your eyes on heavenly things, and you fix on your mind on the things above, en jy dink aan die dinge daarbo en nie die dinge van die aarde nie, en jy dink aan Christus, dan val al hierdie ander goed in elk geval in plek, vriende. Die goed waaroor jy slaap verloor het, die goed waaroor jy gestres het, die goed waaroor jy maagseer gekry het, die goed waaroor jy wou selfmoord pleeg, die goed waaroor jy so diep in die borrel gekyk het, al daai goed, het die Here anyway vir jou 'n oplossing as jy net jou gedagtes en jou fokus kan skuif, and you can turn your eyes towards Jesus. Turn your eyes upon Jesus, look full in His beautiful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ken julle daai liedjie? Yes. Turn your eyes upon Jesus. En weet jy wat was vir my amazing van hierdie storie, is dat die Here sê vir hulle, aan die einde sê vir hulle, kom ons eet saam. Weet jy, soveel keer doen die Here wonderlike goed vir mense, wonderlike goed, wonderwerke, en dan dien hulle hom nog steeds nie. Weet jy, ek het al mense gehad wat kom en dan hulle huil. Asseblief, laat die Here sê, ek vra vir die Here om my te help, asseblief, as hy my help, dan sal ek hom vir altyd dien, en ek sal hom 'n tiende van alles gee wat ek kry, en dan help hulle, en dan gaan dit met hulle goed, en dan prosper hulle, en dan sien jy hulle nooit weer nie. Sien jy hulle nooit weer nie. Want hulle al hulle beloftes aan die Here vergeet. En ek wil vandag vir jou sê, belangriker as jou deurbraak, belangriker as jou wonderwerk, is intimiteit met die Here. He wants to have a relationship with you. He wants to dine with you. He wants intimacy with you. Hy sê vir jou, ek wil net tyd saam met jou spandeer. Dis al wat vir my belangrik is. Al hierdie ander goed sal ek vir jou doen. Al wat ek vra, is maak tyd in jou dag vir my. That's it. Amen. Prys die Here. Zita, wil jy nie vorentoe kom nie? Ek wil regtig vir jou bid, my sussie. Ek wil regtig net vir jou bid. My ma sê vir my, ek het jou nou die dag in die mall net gemis. So ek wil net vir jou bid, Vader, dankie dat ek vir Zita kan bid. Here, dankie Vader, dat ons U orde in haar liggaam kan beveel in die naam van Jesus. En elke negatiewe verslag, elke verslag wat nie van U af is nie, Here, kom kanselleer ons nou in die naam van Jesus. Here, en ons sê, it is well. Here, ons spreek genesing en herstel, lewe, oor elke orgaan in haar liggaam. En ons verklaar, Here, ons kom nou in die Gees, en ons stop hierdie ding. Ons stop het. Ons sê, it is finished now. Dankie, Here, dankie dat ons elke poging van die vyand, om haar siek te maak, en haar plat te lê, en haar neer te lê, Here, selfs om haar lewe te beëindig, dat ons nou kan sê, you are treading on holy ground. Hands off God's daughter. En dankie Here, dat U nou haar aanraak. Dankie Here, dat Toetse sal getuig. Here, Toetse, sy hoef nie bang te wees vir Toetse nie, die Toetse sal sê, weet jy wat? It is well. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen, my sussie. Blessings. Blessings vir jou. Ek wil jou vra om saam met my op te staan. En daar's 4 goed wat ek spesifiek vir jou wil oorbid vandag, en dis soos ek in my tyd wat ek met die Here gesit het, en ek die Here gevra het, Here, wat wil U graag
vir die mense doen. Want jy sien die Bybel sê lewe en dood is in die mag van die tong. En een wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. En dan leer die Here my en jou dat ons moet seën en nie vervloek nie. En die Here het my al lankal geleer dat wanneer ek vir die mense bid en wanneer ek met mense praat, dat ek moet lewe spreek. Lewe oor hulle omstandighede. En selfs al is dit totally outrageous en stem met glad nie saam met wat enige wêreldse verslag sê nie, moet ek saamstem met wat die Here in my hart sit. So ek wil vandag nommer 1 vir elkeen wat sukkel met 'n siekte toestand in sy liggaam bid. En ek wil vir julle sê die amazing ding wat ons die laaste jaar, 2 jaar beleef het, is dat jy hoef nie altyd vir mense hande te kan opneem nie. Dis iets amazing wat ons die laaste 2 jaar al hoe meer en meer begin sien. Ek het altyd, ek hou daarvan gehou om na mense by hospitale te gaan besoek en vir hulle hande op te lê en so. En ons het wonderlike goed gesien, maar die laaste ruk bid ons vir mense telefonies. En die Here bid hulle, genees hulle van kankers. Die Here genees hulle van COVID, en COVID-tyd van COVID. Ek het in 'n diens het ek so gestaan, ek sê, daar's iemand met swak nierfunksie. Hoe weet ek daar's iemand met swak nierfunksie? Ek het by 'n ander gemeente bedien. En ek sê, en die Here sê, hy herstel jou nou. Die persoon kom, hy kom vertel my maar 'n paar maande later, hy sê nierfunksie was, hoe laag was Skalk se nierfunksie, ma? 13% of iets. En toe die Here hom genees. Toe die Here ons genees, toe sy nierfunksie herstel. Net nou die dag het ek in 'n gemeente het ek gesê, daar's iemand hier met osteoartritis in jou heupe. Die Here wil jou vandag aanraak. Terwyl daai vrou in daai banke staan, word sy aangeraak. Sy kry my by die gym. Sy sê vir my, hoor hierso, van daai dag af is ek pynvry. Dis dit al 7 maande later. Sy sê dis kom by die gym is. Die Here het my aangeraak. Ek wil vir julle sê dat die Here is in staat om jou te genees. En ek wil vir jou bemoedig vandag. Ek gaan niks van nie doen nie. Ek gaan nie uitroep nie. Ek gaan nie aan jou ruk nie. Ek gaan nie omstamp nie. Ek gaan jou nie salf met olie nie. Ek gaan net vir jou bid. En dit wat ek bid, dit wat ek in my gees beleef, dit wat ek die Here voor glo, moet jy net mee agree. En jy moet net vat wat die Here reeds vir jou gedoen het. Daar's mense wat sukkel met obviously met genesing en pyn in hulle liggame. Ons wil die Here vertrou vir jou genesing. Daar's mense wat sukkel met depressie. Nou hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek sê nie vir jou jy is demon possessed nie. Maar depressie is nie 'n lekker ding nie en dit is nie die Here se beste vir jou nie. And the joy of the Lord is the cure. So what you need is the oil of joy. You need the oil of joy. You need jy daai olie nodig, jy daai salwing nodig, jy die gees van die Here nodig sodat jy die Here kan aanbid en loof, selfs al gaan dit nie met jou goed nie. Dit vat oil of joy. So ek gaan bid daarvoor. Daar's mense wat sukkel met verslawings en verslawings is baie goed. Kyk hierso, verslawing kan wees 'n vibe, verslawing kan wees daai geel pilletjies wat ons so laai kom oor die counter te koop, daai sindels, nê. Nee. Of dit kan wees antidepressante, of dit kan wees slaappille. Enige iets waarvan jy afhanklik geraak het waar sonder jy nie kan aangaan nie. Die Here wil jou vrymaak daarvan. Want jy weet wanneer jy verslaaf is aan iets. Maar dan beteken dit jy moet altyd daarvan hê. As jy dit nie het nie, dan is dit nie reg nie, jy moet hê. En verslawing is nie die Here se wil vir jou lewe nie. Vryheid is sy wil vir jou lewe. Enige iets wat verslaaf, wat jou gebonde hou, is nie van die Here af nie. En dan laastens wil ek bid vir deurbrake in mense se finansies. Dat die Here jou sal seën, dat deure van geleentheid vir jou sal oopgaan, dat die Here sal increase en multiply jou saad vir elke goeie werk. En baie dankie. Julle sal sien, die van julle wat kontantoffergawes gee, julle sal, as julle so kyk, as julle dink, Jessie, waarvan lewe hierdie mense? Brood en water. Maar dankie vir elkeen wat gesien het dat jy kan aanlyn gee. Jy gee jou offergawe ook aanlyn. Ons verkies dit eintlik, want dan maak dit die kans minder dat die chotsies ons kom plaai. As hulle sien, o nee, hierdie ouens sit net so 'n paar R100 daar in die offergawe boks. As jy Maandag
dink oor Sondag of Woensdag dink oor Sondag, besluit sommer hoeveel wil jy vir die Here gee en betaal dit sommer oor. Dit maak dit soveel makliker en sê net offergawe. Dis dieselfde ding. Amen. Eintlik moes ek vir julle gewys het, maar dis op die ander statistieke, maar die bestuursraad sal vir julle sê, ons offerings is amazing. Die Here, julle is amazing mense. Julle is amazing mense. Julle is sulke generous mense. Dankie daarvoor. Dis baie anders as in die stad. Baie anders as die stad. Dankie vir julle amazing harte. En mag die Here om daai rede regtig julle seën en multiply. So kom ek bid saam met jou. Kom ons vertrou die Here dat daar 'n breakthrough, die God van wat gister, vandag en môre dieselfde is, die Here Jesus, die Alfa en die Omega, kom ons vertrou hom. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Here, dankie dat ek heel eerste nou op hierdie oomblik vir elkeen kan bid. Here, elke persoon in hierdie gemeente wat sukkel met 'n toestand, Here, of dit hulle harte is, of 'n tremors in hulle harte is iets wat ek beleef, mense wat onregelmatige hartklop het, tremors in hulle harte, Here, dat dit sal stop, dat suikervlakke, bloedsuikervlakke sal normaliseer, Here, bloeddruk normaliseer. Dankie Here dat pyn, inflammasie in joints, sulke tipe goed, Here, dat dit normaliseer, dat mense nie mank hoef te loop nie, dat mense nie hoef konstant in pyn te wees nie. Dankie Here dat u rug oopgekloof was, dat deur daai wonde het daar vir ons genesing gekom. Dankie Here dat ek kan verklaar oor elke persoon hier, dat genesing en die son van geregtigheid met genesing in sy vlerke sal opkom in hulle lewens. Dankie dat ons elke siekte toestand wat nie van U af is nie, kan vermaan en bestraf en kan sê, verlaat God se kinders. Dankie Here dat ons goed soos outoimmuun siektes kan vermaan en bestraf en sê, verlaat God se kinders. Dankie Here dat ons goed soos asma kan vermaan en bestraf en kan sê, verlaat God se kinders. Dankie dat ons vrees en angs en depressie kan vermaan en sê, gaan in die naam van Jesus. En dankie Here vir vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede Here. Dankie dat U ons hoofde kom salf met oil of joy. Dankie dat ons hier uitstap Here met 'n blydskap in ons harte. Dat ons 'n verwagting sal hê vir môre. Dat dit nie vir ons sal moeilik wees om uit die bed uit op te staan in die oggend nie. Dat ons sal opstaan en sal sê, woohoo, it's a new day. Today is another day that I'm going to see the goodness of God. Here, dat ons nie sal opstaan sal sê, ag, nog 'n dag, ag, ek sien nie kans nie, maar dat ons sal opstaan sal sê, yes, I wonder what God is going to do in my life today. Thank you Jesus for another day. Dankie Here dat in plaas van 'n roukleed of 'n kleed van rou, dat ons 'n kleed van lofprysing kan aantrek. Here, that we can put on a garment of praise and that we can praise you. And thank you Lord that who the Son sets free is free indeed. Dankie Here dat U gekom het om die gevangenes vry te maak. Dankie dat U gekom het om kettinge vir verslawing oor ons lewens te breek. Dankie Here dat ek vir elke persoon kan bid wat U bevry het alreeds van verslawings, dat hulle getuienis sal bewaar, dat hulle nie sal teruggaan na die bekende dinge toe nie, dat hulle nie sal teruggaan na die dinge wat hulle ken toe nie, maar dat hulle U sal vertrou en dat hulle U sal volg en dat hulle sal getuig van wat U vir hulle gedoen het. Here, dankie dat die gees van verslawing mense se lewens verlaat en dat daai ding wat hulle gedink het hulle baas is, dat daai ding van hulle afval soos 'n bosluis en dat hulle oorwinning oor hom kry en dat hulle hom plat trap, net soos jy 'n bosluis plat trap as hy van jou afval. Ons eer U daarvoor. Here, laastens bid ek vir elke persoon wat kyk aanlyn, elkeen wat in die gemeente is, wat deel is van hierdie familie, en Here, soveel ander op die dorp wat net generous is en net gee vir hierdie gemeente. Dat U hulle sal seën, Here. Ons lewe in 'n tyd waar ons besef dat
dit is moeilik om geld te maak, dit is moeilik om finansies te bekom, Here, en baie keer dan is 'n mens bekommerd en 'n mens is bekommerd oor jou toekoms. En Here, ek wil bid vir elke persoon hier, soos hulle saad voor U lê, dat U sal blaas oor die saad, dat U sal lewe bring oor die saad, dat die saad, Here, sal opkom en 'n magtige oes sal bring, Here. Ek bid dat U hulle saad sal vermeerder vir elke goeie werk, en dat die werk van hulle hande geseën sal wees. Ek bid, Here, vir guns in hulle lewens. Ek bid vir deurbraak in hulle lewens. Ek bid vir 'n geopende deur in hulle lewens. En elke gees wat aangesê is oor hulle, om hulle te verhinder, elke gees wat aangesê is oor hulle, om hulle terug te hou, elke gees wat aangesê is oor hulle, om hulle te frustreer, elke gees van armoede, elke gees van failure at the edge of success, elke gees van mismoedigheid, elke gees van you're not gonna make it, vermaan en bestraf ek in die naam van Jesus. En ek sê, let go of God's people. Laat God se mense gaan. En dankie, Here, dat hulle die vryheid sal beleef wat U vir hulle gekoop het deur U bloed. En Here, dat hulle hier sal uitgaan en oor ons hulle gaan, dat hulle deure van guns sal sien oopgaan, dat hulle geleenthede sal sien, dat hulle nuwe vermoëns sal ontdek, dat hulle 'n vars kundigheid, 'n vars salwing sal beleef. Here, ook in die area van finansies. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Thank you, Lord. Here, dankie dat ek kan bid vir die jonges, dat U hulle sal seën, kosbare Heilige Gees. Ek bid dat U vroeg al U self aan hulle sal openbaar. Ek bid dat hulle U sal ken, dat hulle U stem sal ken. Ek bid, Here, dat U hulle sal kom afseël, dat U hulle sal kom seël en hulle sal kom bewaar vir die koninkryk. Ek bid waar hulle ook al gaan, Here, dat U hulle sal beskerm en wegsteek van die planne van die vyand. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie as jy nog gebed verlang. Ek is hier om saam met jou te bid en saam met jou die Here te vertrou. Maar baie dankie en mag die Here jou seën. En vanaand 6:30 het ons 'n diens. Jy is welkom om dit te kom bywoon. Maar anderste, shalom, vrede vir jou. Be blessed.